Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Tabernadei beteken werkswinkel van God en ons glo ook hier in my maand wanneer ons praat oor die Heilige Gees dat God so bietjie skaaf en skuur aan ons lewens. Ons is besig met 'n reeks wat ons noem Welkom Heilige Gees. En vandag spesifiek gaan ons praat oor sy krag wat deur ons werk, sy krag wat in ons werk. Ons het in hierdie reeks reeds gepraat oor die gedagte dat die Heilige Gees nie 'n iets of 'n dit is nie. Hy's 'n persoon en hy wil 'n persoonlike verhouding met ons hê. Net soos wat ons met die Vader met Jesus het, moet ons ook met hom 'n verhouding hê. Laasweek het ons so 'n bietjie ontdek hoe die Heilige Gees ons van binne af wil verander. Hy oortuig ons, vorm ons, maak ons nie net beter nie, hy maak ons nuut. Vandag gaan ons so 'n bietjie praat oor sy krag in ons en hoe dat dit deur ons werk. Ons is geskep om deur hom gebruik te word. So, ek het 'n paar handskoene hier en 'n handskoen is 'n baie handige ding. En oor die algemeen dink ons 'n handskoen kan dalk iets doen soos om hierdie koffiebeker op te tel, maar iets mis. En jy het dalk al baie hierdie demonstrasie gesien. Hierdie is sommer net 'n gewone beskerming teen die koue handskoen, maar ek het selfs 'n industriële handskoen wat nou bietjie rowwer werk kan doen, maar hy wil ook nie hierdie beker optel nie. En dis die logiese ding. Op sy eie kan nie een van hierdie handskoene iets optel nie. Dit kan nie iets vashou nie, dit kan nie funksioneer nie, maar die oomblik wanneer daar 'n hand binne in hierdie handskoen kom, dan kan iets gebeur. Dan verander die hele prentjie. Nou kan hy sy werk doen. Hy kan die beker optel, of die industriële een kan 'n stuk yster optel. So die handskoen in homself kan niks doen nie, hy het 'n hand binne in hom nodig. Baie logies, baie eenvoudig. Nou kan hy werk, beweeg, iets vir iemand anders beteken. Hier is die punt wat ek wil maak. Jy is die handskoen, die Heilige Gees is die hand. Die Heilige Gees gee krag volgens Handelinge 1:8, waar Jesus beloof, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nie net kennis nie net inligting of goeie intensies nie, maar krag. Te veel mense dink, ek is nie goed genoeg nie. Jy's reg, jy is nie. Of ek weet nie genoeg nie. Jy's reg, jy weet nie genoeg nie. Ek is nie 'n prediker nie, en dalk is jy nie. Maar onthou dat jy net die handskoen is. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy hoef nie al die geleerdheid te hê nie. Jy moet net beskikbaar wees dat die Heilige Gees soos 'n hand binne in jou handskoen inpas. God soek nie perfektheid nie. Hy soek beskikbaarheid. Nadat jy tot wedergeboorte gekom het en jou laat doop het, beloof Jesus dat hy jou sal vul met sy Heilige Gees krag. Dan gaan dit nie meer oor wie jy is en wat jou agtergrond of jou ervaring is nie. Dis sy krag wat deur jou werk. Jy dra nie die blaam as daar iets verkeerd gebeur of iets skeefloop nie. Jy kry ook nie die krediet as daar iets goeds gebeur nie. Ek is net die werktuig, ek is net die handskoen. Hy gee die krag. Punt nommer 2. Die Heilige Gees gee volgens 1 Korintiërs 12 vir elkeen gawes. Die Engels praat van geskenke, gifts. Hy sê in vers 4 en 5 van Korintiërs 12, daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. Elke gelowige ontvang iets van die Heilige Gees. Nie net die pastore of die leiers nie. Jy ook. Dink aan 'n liggaam. Die hand kan nie sê ek wil die oog wees nie. Die voet kan nie sê ek is onbelangrik nie. Alles werk saam. Veral ook in die liggaam van Christus. Hou op om jouself met die gawes van ander te probeer vergelyk. Vergelyk is altyd gevaarlik. Veral as dit by geestelike gawes kom. Want dit laat jou of minderwaardig voel, of dit laat jou hoogmoedig voel. Beide hierdie uitkomste hou jou weg van God se roeping oor jou lewe. Jy hoef nie te doen wat ek doen nie. En ek hoef nie te doen wat jy doen nie. Ontdek jou eie skepingsdoel. Ontdek jou eie gawes wat die Heilige Gees aan jou geskenk het. Begin om daarin te groei deur dit te beoefen en dit uit te leef. Hier is die laaste punt. Die Heilige Gees werk deur gewone mense. Elke Bybelheld was 'n gewone mens.
wat deur God gebruik is om buitengewone goed te doen. Byvoorbeeld Petrus, hy was bang, hy het 'n humeur gehad, hy ontken vir Jesus, hy is onseker, maar dan word hy gevul met die Heilige Gees, en hy staan op en preek met krag voor 'n groot skare, en die Here gebruik hom om allerhande wonderwerke te doen. Wat het verander? Nie sy persoonlikheid nie, nie sy eie menslike moed en durf nie, dit is net die inwerking van die Heilige Gees, wat die transformasie in sy lewe gebring het. God gebruik nie net predikante of superchristene nie, hy gebruik gewone mense wat hulle self beskikbaar stel. Die Heilige Gees werk bonatuurlik, sou ons sê. Ons dien nie 'n dooie God nie, hy lewe. Hy werk steeds soos in Bybeltye. Hy verander steeds harte en lewens. Hy doen nog steeds dinge wat ons nie kan verklaar nie. Die ondenkbare is dat hy my en jou wil gebruik om deel van sy bonatuurlike werk op aarde te doen. Nou klink dit of ek myself weer spreek, want ons sê God werk bonatuurlik, maar een van my dosente jare terug, Dr. François Moller het gesê, eintlik is dit 'n verkeerde uitdrukking om te gebruik. Want eintlik werk God nie bonatuurlik nie, hy werk deur die natuur. Ons sien dit as bonatuurlik, maar hy wil sy skepping gebruik, hy wil jou en my gebruik, hy wil deur ons werk, om sommer net wonderlike goed in mense se lewens te doen. My uitdaging aan jou is, wat as jy hierdie week sou sê, Here gebruik my by my werk, gebruik my by die skool, gebruik my by my huis, by my gesin, by die kerk, ek is beskikbaar. Dink gou vir 'n oomblik aan 'n elektriese koord. Op sy eie is dit nie so spesiaal nie. Jy kan dalk goed met dit vasbind selfs as jy wil, jy kan dit as 'n tou gebruik, maar 'n koord op sy eie is eintlik niks werd nie. Maar as die krag daardeur vloei, bring dit lig, hitte, energie van die bron waar hy ingeprop is na die toestel wat moet werk, en dan maak dit 'n impak. Jy was nooit bedoel om net kerk toe te gaan nie. Jy is nie bedoel om net by die huis te sit en soms jou Bybel te lees en te bid nie. Jy moet al hierdie goed doen. Maar jy is bedoel om deur God gebruik te word. Die Heilige Gees wil nie net in jou werk nie, soos ons laasweek gehoor het nie. Hy wil ook deur jou werk. Jy is die handskoen. Hy is die hand. Heilige Gees, gee vir myself iets meer van U, sodat ek vir U kan werk. Werk in my, kom werk deur my. Kom praat deur my met mense elke dag waar ek met hulle paaie kruis. Kom ons vra dit vir hom. Hemelse Vader, dankie dat ons so ver in hierdie reeks sommer net voorgestel kon word weer aan die Heilige Gees as 'n persoon met wie ons daagliks in 'n verhouding kan staan, en ons wil U verwelkom in ons lewens. Dankie dat ons laasweek kon hoor hoe dat U in ons werk, ons oortuigings verander en hoe dat U ons lewens kon verander. Maar vandag hoor ons, U wil deur ons werk. U wil ons gebruik in lewenssituasies elke dag, om hoop te bring aan ander mense, om uitkomste te gee, om vir ander te bid, hulle te bemoedig, hulle aan te moedig. Heilige Gees, kom lei ons, kom bly in ons, kom werk deur ons. Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen.